Kan ek een ding op? My skat, weet jy maar as my oorloosie. Dankie Tannie. Baby. Nee, laat ek hom by my hou, maar dit is die seremoniemeestersinne en die ouwe, die storie om aan die ouwe bruid aan mekaar reisen en als. Alright, staan, maar gaan jy aan die buitenkant neem? Sien nog nie. Ek oom Johan, ek is nie weer. Wat waarom het lucht? Die lig is te skerp. Die lucht is skerp. Ek kan probeer daai ene kant kyk. Terwyl die son af en die gou oor die son. Net hierso. Maar ja, skep mooi. So. Ons wat nou op jou waarna toe, jy kan nou saal toe. Maar wanneer vanavond? Wanneer jy nog vanavond? Alright. Kom. Krijg aan jou handschoenen. Thema van die Cressida's hier, hè? Gaan nou ry op die Kasta Kamakasta. Hoe ry hulle nou?
Jy is so klein. Oh no, my God, ek was bang. Maar ek is nog steeds goed. Staan nou net sodat hulle net ingaan. Net op. En daarom bid ons vanmiddag dat U hierdie twee mense sal seën en dat alles wat hier gebeur ligtelik of sonder ernstige oorweging aangegaan word. Verder word die huwelik ook in die Heilige Skrif deur die apostel Paulus as eerbaar onder alle mense aangestel. Daarom is dit baie belangrik en nodig dat 'n huweliksonderneming met gebed en selfondersoek gepaard sal gaan. Derhalwe is dit dan vandag nodig dat hierdie twee mense wat vandag in die huwelik bevestig word, alles op die altaar sal lê om van hulle huwelikslewe 'n sukses te maak. Daarom vra ek dus nou die daar vandag iemand hier teenwoordig is, die enige wettige rede of enige grondige beswaar het waarom hierdie twee mense nie vandag in die huwelik bevestig mag word nie, sal so iemand nou spreek. Aangesien daar geen beswaar teen die voortgenome huwelik is nie, is dit die gebed van my hart, so ook hulle sinne, dat die van vandag af en voortaan vir hulle sal bid, sodat hulle van hulle huwelikslewe 'n sukses sal maak. Ek vra dus nou aan Ludwig, is jy bewus van enige wettige verhindering tot jou huwelik? Is jy oortuig dat hulle deur God saamgevoeg word? Ek wil dieselfde vraag aan Judith vra. Judith, is jy bewus van enige wettige verhindering tot jou huwelik? Is jy oortuig dat julle deur God saamgevoeg word? Sy sê, goed. Ek gaan vir ons 'n gedeelte lees, daar uit Genesis uit. Genesis. En ek lees u daar in die tweede hoofstuk, vers 18. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Toe die Here God in diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. En toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal man genoem word, want sy is die man genoem. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleed. En hulle sal een vlees wees. En hulle was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie gestaan. En wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan bevestig dit net weer eens vir ons dat God die insteller van die huwelik is. En dat die huwelik op sigself 'n goddelike instelling is. En omdat dit so is dit nodig dat die twee mense wat vandag in die huwelik bevestig wil word,
alles op die altaar sal lê soos ons gelees het, om van hulle huwelik 'n sukses te maak. En weet jy, broers en susters, dis nie so maklik om van 'n huwelik 'n sukses te maak. Die ou mense het altyd gepraat van 'n mens moet 7 sakke sout saam met mekaar opeet. Maar in dese dae waarin ons lewe is, 7 sakke sout te min. Want daar is so baie invloede van buite af. En ons lewe in 'n wêreld vol verleiding, allerlei bose invloede. En dit kos meer om net 7 sakke sout saam met mekaar te eet. Dit vra gebed. En dit vra dat ons lewens aan God toegewys sal wees. Dit vra van ons deursettingsvermoë. En dit vra van ons broers en susters om ook geduldig met mekaar en verdraagsaam met mekaar in die huwelik te wees. Maar die Here het vir ons 'n resep gegee. En weet jy wanneer ons in die woord van die Here lees, en ons lees daar in Prediker 4 vers 9, dan sien ons hierdie resep wat God vir die mens gegee het om hulle huwelik aan mekaar te hê, om van hulle huwelik 'n sukses te maak. En dan skryf die Prediker, dis Salomo. Salomo was mos die wyse man. Die man met al die kennis en die wysheid wat hy ook maar van God gekry het, omdat hy dit van God gebid het. En dan skryf hy daar in Prediker 4 vanaf vers 9, en hy sê 2 is beter as 1. Want hulle het 'n goeie beloning vir hulle boetevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wie is die een wat val, sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. Verder, as 2 by mekaar lê, kry hulle warm. Maar hoe kan een alleen warm word? En as iemand die een aanval, kan al 2 hom teenstand bied, en 'n 3-dubbele lyn word nie gou verbreek nie. Nou ek wil graag, weet die huweliksmaats is so 'n paar woorde rondom dit is. Die Prediker sê vandag vir ons dat 2 beter as 1 is. En dan gee hy ook vir ons die rede as ons 'n vrou kom. Hy sê as die een val, kan die ander een hom ophelp. Nou hierdie val, broers en susters, praat vanmiddag van sonde. Dit beteken dat 'n mens in 'n huwelik ook met sonde te doen. Dat 'n mens in 'n huwelik maklik in sonde kan val. En nou sê die Prediker, as dit gebeur, moet die een maat die ander maat optel. Ek is so bly, hy sê nie hy moet hom net optel. Want as hy gesê het hy moet hom net optel, en was dit so niks sê. Maar nou sê hy vir ons, die een moet die ander ene ophelp. En dit praat van hulp en bystand. En broers en susters, geliefdes, dit sê ook nie dat ons mekaar moet kritiseer en ek praat vanmiddag hier met Ludwig en Judith. En ek wil vanmiddag vir hulle sê, die Prediker praat dat as die een val, die ander ene hom sal optel. En ons is so maklik om mekaar te kritiseer as ons val. Ons is so gou om mekaar te veroordeel, om mekaar te verwyk. Maar die Prediker sê vanmiddag dat ons mekaar moet optel. Nou, ek hoef dit seker nie vir Judith en vir Ludwig te sê nie, maar 'n huwelik is nie net maanskyn en bloes. Elke huwelik het maar sy hoorn en sy dussels. Elke huwelik, broers en susters, is maar ook aan gevare blootgestel. En daarom sal ek heeltemal in die tol wees as ek vandag sê dat 'n huwelik vol struikelblokke en slaggate is. Omdat ons te doen het met die boosheid. En dis waarlik so maklik om verkeerd te trap in die huwelik. Dis waarlik so maklik om jou maat te leer te stel, om te struikel en te val. Maar nou sê die Prediker vir ons, wanneer een van die maats val, dan moet ons hom ophelp. En dit is so dat sonde in 'n huwelik is nie afgebeur. Maar die Prediker het van beter geweet. Die Prediker het die werklikheid in die oë gekyk. En die Prediker het gesê dat sonde in 'n huwelik nie noodwendig die huwelik tot nie toe maak. Sonde in die huwelik, daar's raad daarvoor. En die beste raad daarvoor is dat die 2 maats mekaar sal gaan. Dat hulle nie verwyderd sal wees, dat hulle nie mekaar veroordeel en verwyk nie, maar dat hulle juist daardie geleentheid sal aangryp om nader aan mekaar te beweeg. En ek wil vanmiddag vir die huweliksmaat sê, as julle begeer
om van julle huwelikslewe 'n sukses te maak, moet julle vanmiddag bereid wees om mekaar te ondersteun. Moet julle vanmiddag bereid wees om mekaar te kan ondersteun en om aan mekaar hulp en bystand te verleen. Nou sê die prediker nog iets vir ons, in die tweede plek, en ek gaan net oor 3 puntjies praat, baie kort. Hy sê in die tweede plek, hy sê as die een koud kry, kan die ander een hom warm maak. Nou hierdie koud kry praat van beproewings. En ek wil vanmiddag vir u sê dat daar in enige huwelik beproewings is. Die van ons wat lank op die huweliks met ons huweliksmaat op die huwelikspad is, weet dat daar beproewings kom. En die prediker sê ons, die een moet by die ander ene gaan lê sodat hy hom kan warm maak. En dit beteken dat ons nie mekaar moet verstoot. Dit vra van ons dat ons nie mekaar moet besaak nie, maar dat ons die werklikheid in die oë sal staan en mekaar sal ondersteun. En ek wil vanmiddag vir u sê, weet u, in enige huwelik is daar winterseisoen. In enige huwelik is daar koue winters van beproewing. Maar nou sê die prediker dat beproewings nie bedoel is om 'n huwelik te laat misluk. 'n Beproewings is nie, kom nie in 'n huwelik om 'n huwelik te kelder. Maar beproewings is juist daar, broers en susters, om die huweliksmaats nader aan mekaar te trek. Beproewings is juist daar om die huweliksmaats van mekaar se nood te laat besef. Daarom sê die prediker mos, as die een koud kry, moet die ander ene hom warm maak. Weet jy, broers en susters, beproewings in 'n huwelik moet gebruik word vir tye van omgee. Beproewings in 'n huwelik moet gebruik word vir tye van kommunikasie. Beproewings in 'n huwelik moet gebruik word vir tye van nabyheid, vir tye van liefde, vir tye van warmte. Die prediker sê, as die een koud kry, moet die ander ene hom warm maak. En ek wil vanmiddag ook weer vraag sê, hulle van hulle huwelik 'n suksesvol maak, moet hulle tyd maak om mekaar te gesels. Nie kan maar vir die ou mense vra wat al lang getroud is, dat kommunikasie is seker die belangrikste bestanddeel in elke huwelik. As 'n mens nie meer kan kommunikeer, dan is daar besig om verwydering in die huwelik te kom. En daarom is dit so noodsaaklik dat ons met mekaar sal gesels. Daarom is dit so noodsaaklik dat ons met mekaar sal verkeer en dat ons tyd sal maak om mekaar te sien. Want die huwelik is bedoel dat 2 mense hulle liefde aan mekaar sal uitstorm. En dan praat die prediker van 'n derde punt. Hy sê as die een aangeval word, kan die ander ene hom help weerstand doen. Nou hierdie aangeval praat vandag van siekte. Weet jy, daar kan siekte in 'n huwelik. En ek weet vandag van baie huwelike wat op die rotse is, wat verwoes is, omdat die huwelikspare nie geweet het hoe om siekte in hulle huwelik te hanteer. En die prediker sê, as een siek word, dan moet die ander een hom nie verlaat. As een siek word, dan moet die ander een nie verstoot nie. Maar die prediker sê, as die een aangeval word, moet die ander een hom help weerstand bied. En hierdie weerstand praat vanmiddag van gebed. Weet jy, geliefdes, baie huwelike het al ten gronde gegaan, omdat huweliksmaats nie meer vir mekaar bid. Slaan ek nou in die kop. Ek praat met iemand wat daar agter sit. Ek praat nie nou net in huwelik en boete. Baie huwelike is al op die rotse omdat huweliksmaats nie meer saam met mekaar bid. En broers en susters, ek wil vanmiddag vir julle sê, geliefdes, dat gebed in die huwelik is so noodsaaklik. En die vyand, hy weet dit. Dis daarom wat hy verhoed dat huweliksmaats saam met mekaar bid. Die skrif leer vir ons nog so duidelik, daar staan dat dra mekaar se laste. Daar staan tog bid vir mekaar. Daar staan tog die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Daarom is dit vandag so noodsaaklik. Weet jy, gebed in die huwelik is die goue draad
wat die huwelik saambind. Gebed in die huwelik is so noodsaaklik, broers en susters, dat geen huwelik daar sonder kan gaan. Daarom wil ek vandag net weer sê, wat die prediker sê. Hy sê, as een aangeval word, moet die ander een om help weerstand. En dan praat hy hier in vers 12 van iets besonders. Hy sê, 'n driedubbele lyn word nie gou verdien. Nou die hele tyd het die prediker gesê, 2 is beter as 1. En nou hier miskien praat hy van 3. Hoe moet die mens dit verstaan? Broers en susters, daar's 'n rede hoekom hy nou hier miskien van. Hy sê, 'n driedubbele lyn word nie maklik verbreek. Nou weet jy, wanneer daar 'n derde persoon in die huwelik kom, dan praat hy van probleme. Wanneer daar 'n derde persoon in die huwelik kom, dan praat dit altyd van iets wat kan moontlik misluk, verwydering. Maar hierdie derde persoon waarvan die prediker hier praat, bring nie verwydering. Hierdie derde persoon waarvan die prediker hier praat, is nie die persoon wat die probleme bring nie, maar juist die persoon wat die probleme oplos. En sy naam is Jesus. En ek wil vandag nie sê, Ludwig Judith kry Jesus in jou. En dit is daar die derde lyn, wat die lyn so sterk maak, dat geen beproewing en geen probleem hom kan breek. En vandag wil ek vir julle sê, 'n huwelik sonder Jesus is 'n mislukking. Ons sien dit elke dag in die howe, want die mense trou in die kerk, dan skuil in die howe. En broer en geliefdes, dit is baie geval, omdat so 'n huwelik die 'n derde persoon gehad het, wie se naam Jesus is. En ek wil vandag nie sê, 'n huwelik sonder Jesus is nutteloos. 'n Huwelik sonder Jesus is doelloos. Dit stuur op chaos. Daarom is dit die gebed van my hart vandag, dat Ludwig Judith vandag sal besef, dat Jesus die enigste anker in hulle huwelik is, wat in hulle huwelikslewe 'n sukses maak. Prys sy naam. Nou gaan die werkers van Ivana vir hulle 'n lied sing. Ek gee nou oor dat hulle vir ons sal sing. Hulle sal sing. Alle ander verlaat en haar alleen aan hom, solank as
Vasilevia. Ek wil weer jy moet agter my aan sê. Ek Ludwig Pretorius. Neem jou Judith Jansen van Rensburg as my wettige vriend. Om van vandag en voortaan te hê en te hou vir beter en slegter, vir ryker en armer, in gesondheid en siekte, te koester, te liefkoos en te versorg, totdat die dood ons skei, na die heilige instelling van God, en daarom bepand ek plegtig my trou aan jou. Dit gebeur. Dit sal jy hierdie man as jou wettige egnoot neem, alle ander verlaat en alleen aan hom solank as julle lewe. Nou sê agter my aan ek Judith Jansen van Rensburg. Neem jou Ludwig Pretorius as my wettige egnoot. Om jou van vandag en voortaan te hê en te hou, vir beter en sleg, ryker en armer, in siekte en in gesondheid, om jou lief te hê, om jou te koester, en in die Here te gehoorsaam, totdat die dood ons skei, na die heilige instelling van God, en daartoe bepand ek plegtig my trou aan jou. Goed, nou, terwyl hulle dan mekaar se regterhand vashou, is daar nog 'n item wat vir hulle gebring word. En ons vra dat dit nou is.
van die huweliksmaats mekaar herinner. U alleen is God. Daar is geen ander God wat ons met U kan gelykstel. U alleen is die God wie die oorwinning gee. U alleen, Here, is vandag die God wie liefde in ons hart uitstort sodat ons dit met mekaar kan deel. Daarom wil ek vanmiddag bid dat U hierdie liefde, hierdie huwelik met liefde mekaar sal. En dat Jesus die derde persoon in hierdie huwelik sal wees. Dat Jesus so deur hulle huwelik verstrengel sal raak. Dat hy die middelpunt van hulle bestaan sal wees. Dat hy die middelpunt in die kern van hulle huwelik sal wees. Daarom wil ek vandag bid, Here, dat U hulle sal sien. En dat U hulle op 'n pad van oorwinning en van krag sal neem. En Here, dat daar voorspoed en geluk in hulle huwelik sal wees. Here, ons weet dat ons vandag hoor dat 'n huwelik nie net altyd maanskyn en troos is. Ons weet daar sal beproewings kom. Ons weet daar sal versoekings en probleme en omstandighede kom, want ons woon in 'n gebroke wêreld, Here. Maar ons weet die oorwinning is ons in, wanneer ons God in beheer van ons lewens plaas. Here, vandag wil ons erken dat U die Heer en Meester van ons lewens is. Dat U die groot skepper en die onderhouer van alle dinge is. En Here, U gaan ook hierdie huwelik onderhou. Daarom bid ek nou U seën op hulle af. In die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. In Jesus naam. Amen. Wij gaan hier opstaan en daar gaan weer een lied vir hulle gesit ook iemand mag sit. Terwijl dat die register mag geef. Ik wil nog even iets zeggen. Laatste woord van Ludwig. Hierdie is jou huwelijkscertificaat. Nou, je weet, wanneer mensen een motor wil bestuur, dan gee hulle vir jou licensie om my motor te bestuur. Wanneer jy 'n wapen het, kry jy 'n wapen, die licensie die wapen te bestuur. Nou, hierdie huwelijkscertificaat gee jou ook 'n reg. En alle reg wat hy jou gee, is om broeder lief te hê.
Dit is die enigste reg wat hy jou doen. En Ludwig doen dit vir die beste van jou vermoë. En God sal in jou huwelik 'n sukses doen. Wys baie. Laat die huweliksdag. Maar dit gerus. Daar was 'n foutjie geweest, daar was nog nie meer. Sit gerus, dan luister ons na die stem terwyl hulle so daar sit en mooi lyk. Holy
Leslie Bijlma met India. Jy mag dit uithaal nie. Jy mag dit uithaal die derde kom. Sorry, ons komt voorbij. Oei, ekskuus. Ja, het is voor een meisje met een kijk meneer Rob. Nee, dit is mijn echt.
Judas. Judas. Kan ik jullie twee... Woonke? Ik ga jullie nou daar voor mij. Wat is dat kan? Niels, soek een maar om die boom op loer, hoor. Een soort... Ja, soek so een op. Hoe ene? Alles Wat is is hier dat? boom Dit se is mik weer achter doen. die boom. Dis mooi as hulle We poppe. zijn er nog terug weer. Mooi as hulle so hier so maak aan 'n middag. Ek is nou. Wat sê jy dat jy op die trek? Ik wil een boom kwijt. Judith. Ik denk dat deze beetje naar huis gaan. Ik sta op je knieën. Op my knie. Ja, so. Ja, dis reg. Sit jou hand op jou sy, Ludwig. Sit jou hand op jou sy. Dis reg. Nou, doen nou. Is het zo? Ik vat nou maar aan bij de avond in de lucht. Is het bij mij? Is het zeker? Nou te laat om nie seker te wees nie. Nee, Petra. Kan je nog een van doen? Ik kan beginnen, want het ligt te staan in de schuis achter. Wat is wel goede stad? Oké. Dis dit van die storie. Nee, dat is waar. Oké, ik denk dat het mama die kan hebben niet. Ik ga niet echt maar hij los. Staan stil. Oké. Staan niet stil. Oh, om af te veranderen. Vat je hand dan, vat je aan die boom. Net nie skuif nie, anders gaan hy rok skeer. Kyk my hande gaan was, ek is nou. Hier kom. Sy die rok is nou oor. Ja, maar jy moet nou net as jy hom optel, oplig, hoor. Hier staan stil. Je kan daar voor mij. Als je daar kant in je kan. Ja, Nee, je moet ook in de weg. dis krap. Je komt een beetje die kant nu. Ik kan er ongemakkelijk weer goed te doen smouwen. Wat heb je van jou alleen nog? Jy moet nie smile na die foto nie, jy moet smile terwyl hy neem. Dis nie hier. Dink jy? Ag, dis die foto's van ek sou gekom. Dit is nou klaar.
baie geluk met julle trou. En dankie vir die geleentheid dat ek die handroep op die ouers kan instel, is vir my 'n voorreg om dit te doen. Ek gaan nie veel sê nie, maar dit wat ek wil sê, kom uit die hart uit. Oom Gert van die Marijn, ek dink julle kan vandag agteroor sit en sê, dis 'n werk goed gedoen. En dis die taak van kinders grootmaak. Oom Gert van die Marijn het 4 kinders grootgemaak, waarvan Ludwig die oudste is. Die kinders was deurgangs met liefde en wederzijdse respek en dissipline grootgemaak. En ons sien die vrugte daarvan vandag. Wees gerus, die grondslag wat daar gelê het vir die normes en die waardes wat vasgelê is, dit sal voortgedra word. Dankie vir die voorbeeld wat julle aan die familie gestel het en ook aan die kinders. Ek was op 'n kol toe Adrie en Gunther kleiner was, ook deel van die huishouding, en die grondslag is daar, en dit sal ons altyd daar in die hart hê. Die liefde, die vrymoedigheid wat ons na hulle toe kan gaan, en die manier wat hulle heel gehanteer. Dit was lekker, en ek kan sê ons mis dit. Ek wil graag by ons ontstaan en dan Hildong drink op Gert van Marijn. Gert van Marijn. Lang zal er leven, lang zal er leven, lang zal er leven, nog gloria, en nog gloria, en nog gloria. Hippie? Rugby? Jy twyfel wat om te doen. Dink aan wat jou ouers sou gedoen. Dankie. Ons sê dankie vir borg. Ek wil net voor die volgende hildering nog iets vir julle sê. Ludwig het net mooi gevra om wat nie vir julle te vertel, maar dit is nie die eerste keer dat hy nou vertroud is nie. Sy vorige huwelik het daar in Pretoria gebly. Op die dag het hy daar 'n ou aangekom en hy het 'n privaat vlug en hulle mense gegee. Hy het ou R50 vir elke, vir hy en sy vrou was elkeen R50 gewees om deel te neem aan die vlug. Die loods het van voor het gesê, as jy nie baie praat terwyl ek vlieg nie, dan sal ek die kostes laag hou. In elk geval, so afgespreek en wat ingeklim. Ou het opgestyg, het 'n lang rit met hulle gevlieg. Nou legal flies, lifts, elke ding met hom gedoen. Die ou het toe te sê van, jy was nog 'n verbaasend stil gewees. Hy sê, jou kostes is net R50 per persoon. Nou sê toe vir hom, ja, ag, Ludwig sê toe vir die balle, dat ek amper iets gesê toe my vrou het geval het. Nou mense, ons het vra vir Andries Trotsky om op die bruidspaar van ons drom te kom instel. Ludwig en Judith, ek wil net ook hierdie geleentheid gebruik om vir julle te sê baie geluk dat hierdie groot mylpaal in julle lewe. Jy weet, 'n mens trou net 'n paar keer in jou lewe, die eerste keer is altyd iets besonders. En Judith, dink ek kan sorg vir die opwinding in die huwelik. Ek glo nie ek ken 'n meer joviale, opgewekte, spontane mens as Judith nie. Maar dit is al bydra aan die huwelik en Ludwig se diepte. Hy sê net die musikale in die huwelik, maar dan sy van die gitaar staan. Baie geluk, Ludwig, die groot mylpaal wat julle bereik het. Ek glo, soos Donnie vanoggend gesê, of vanmiddag, as julle 3 saamloop, dan moet en sal julle sukses maak van julle huwelik. Ek wil net die almal opstaan asseblief. Bob, Judith en Ludwig. Lang zal er leven,
Net voordat ons eet, pastoor Wouter vra om ons oor te gaan met tafelgebed. Kom ons begin. Here, U is wonderlik om ook U te ken, maar ons gaan aansit in die heerlijke, geregte bereid vir eet wat vir ons is. Vader, ons ontvraag dat U vir ons aangenaam sal maak. En dat U nie net die voedsel van wees wat ons eet, maar dat ons voed vir die dag as die brood van die lewe sal sien. En dat ons weet dat ons ook nie sonder U kan lewe, en soos ons ook nie sonder die voedsel kan lewe. Here, seën dit aan ons lichaam, in Jesus' naam. Dankie mense, terwyl julle so sit, geniet julle self met die voorgereg. Ek wil net 'n paar gedagtes met julle deel. Gaan nie lank julle verveel nie, dis net 'n paar dinge wat ek julle wil sê dat ons vir Ludwig en Judith 'n bietjie beter leer ken. Destyds jare terug, lang gelede, is daar in Rustenburg iemand gebore. Ek sê is 'n man nie, maar dit is iemand op daai stadium in die Westyd gewees. Dit is 'n vreeslike horribale dag. Gerde die dag aangekom, die dokter het vir hom gesê, jou kind is hierso. Maar die aflewering was nie heeltemal volledig nie. Sy pa daar aankom, daar is in die broeikas, dit het daar net 'n pop. Hulle het op die eind besluit die kop gaan 'n seun wees en hulle gaan hom Ludwig neem. In elk geval so het hy vir Ludwig groot gemaak. Nadat begin klein bietjie liefde kry vir Ludwig. En hy het die ou gevat, en hy het eendag het Ludwig binne in die swembad geval. Toe sien hy nie, maar hy het wonderbaarlik uitgekom. Ludwig het sy ore so geflapper, dan gaan hy outomaties oor en hy dood gebly. So het sy pa gesien, hy het 'n vreeslike talent gekry hierdie mannetjie. En hy het hom toe op die ouend gevat, swemlesse elke ding. Hy het naderhand Rustenburg klere gekry. En hy het op die ouend van sy Wes-Transvaal 8, Wes-Transvaal klere gekry. Hy het meer sê Wes-Transvaal das en Wes-Transvaal kop. Ag, Wes-Transvaal hoed. In elk geval, hy is op die ouend Olympiese spele toe gewees. Daar op die Olympiese spele aangekom, en kom sy idemse tyd aan. Hy skoot het geklap, en is allemaal op die water nou. Ludwig het so rukkie gedryf, en toe begin hy te swem met sy ore. Hy was omtrent 3 koplengte skoor, hy was so eentjie van die Westrypad. Toe sink hy. Sy pa hardloop van die paviljoene af, en duik in die water. Yes, hy kry vir Ludwig uit. Hy sê vir Ludwig, ek het al die jare soveel moeite ingesit in jou, om jou verder te kry, tot hier te kry vandag. Hy sê, wat het gebeur? Ludwig het 'n deemelige stemmetjie. Ek het 'n kraam vir my oor gekry, pa. In elk geval, toe dit in plaas, die sien Ludwig is nou heel af. En Gert het 'n kombi gekoop, en het so 'n bietjie Wildtuin toe gegaan. Daar gery, een keer toe kom hulle by waterstroom. En het toe Wildtuin die boop die dashboard gesit. Sit hy daar, en die opbestaaning waar hulle oor die pad moet gaan, waar die laagwaterbrug is. Toe sê vir Ludwig, toe gooi sy vir die wiele, toe sê, sit bietjie skouer in die bloed mannetjie. Die waterpad wat is daar so, en hy gaan met die waterval af. Hy land op die ouend, dis nie baie ver van die piek hier in Wouter. Kry jy 'n piekie daar wat vir hom sê, enige wens van jou sal waar word. Ja, sy sit dit en gesê, as jy net my een wens kan gee, sal ek baie blij wees. Jy sal my hartjie gelukkig as jy nie. In elk geval, hy sê toe nie, hy wil net soos ander kinders normaalweg ook 'n lyf hê met voete en arms, dat hy kan loop en speel en wat daar. Hy is nie nog 'n klein mannetjie gewees. Sy sê vir hom, jou wens is vervul, daar spring hy reg op nie. Voete, arms, elke ding. Hardloop aan die bos af, daarop bestaan en kom by 'n kruispad. Hardloop op die pad, hier kom 'n bus, toe kom verbaas op die pad. Hy ry toe oor Ludwig se lyn. Wat begrys alles, wat leer julle die storie nie. If you are a stay. Vir Judith kan ons dit sê, sy met haar blonde kop, sy het nou 'n boetie dood, so ek sê 'n pasiënt dood daarvan. Sy het nie gewerk vir die Havana huis met ou mense. Eendag was daar 'n pasiënt gewees wat sy baie voorgevoel het. Die tannetjie het nie meer goed gegaan met haar nie. Sy word later opgeneem in die hospitaal. Judith kom daar, maar sy is baie emosionele toestand. Sy voel nie goed nie. Staan langs die tannie en sy vra wat spook. Sy sien die hand die raak so blou weer om die mondhoeke en sy raak helemaal na gesig sit. Sy kry nie meer asem. Toe op die ouweg, maar sy kan nie vir wat sê nie, want sy het 'n suurstofmasker oor.
begin te vreeslik te huil. Dis nou Judith. Sy vra toe, wat kan ek vir Tannie doen? Sy skryf toe, dis al enigste manier van kommunikasie, is nou hierdie boekie wat die Tannie aan sy het. Sy skryf toe Judith vir iets op die boekie. Maar wat help nie, Judith kan nie lees nie, want daar boos te veel vol trane. Dus achterna oor die kardiograaf hardloop en soek een lijntjie toe, hardloop sy die dokter toe en sê, wat was die laaste boodskap op my gewees? Staan daar geskryf, jy staan op my ligpunt. Sy het baie sleg hieroor gekoop, en toe op die ou mentie sien sy nie hierdie blonde storie werk. Die kleur sy hare en sy gaan so 'n bietjie Australië toe met die geld wat sy gespaar het al hierdie tyd. Sy besluit nou nie as sy wil hierdie dinge nou aflê en deel maak van die verlede. Na die 2 weke is het toe, toe sien sy nie aan, sy moet 'n souvenir kry nou van Australië. Sy kom daar by Boerse plaas en sy vra vir hom of dit nou reg gaan wees, as sy nou al die skape van hom kan tel, en sy kom by die regte gedrag in, of sy 'n skaap nie kan kry. Boers gaan toe akkoord, en stem met sy toe van ja. En die einde van die middag tel sy al die skape en sy kom by hom, sy sê vir ons 151. Hy sê nie goed, is die skaap is jou nog 'n bietjie vir jou eenheid. Sy maak die so, kom terug om te bedank daarvoor. Toe sê hy, maar jy het die proposisie aangegaan, ek wil so met jou ook maak. Hy sê, as ek die kleur van jou hare kan regskat, die regte kleur van jou hare reg geskat, as jy kan het hom terugkry. En nog 'n ding wat die mens kan sê, Ludwig natuurlijk aan sy kant beteken, kom van Lodewijk af. Hy was beroemd in die stryd gewees. Dit is wat sy naam beteken. Sy daarteenoor, wat ook iets in gemeen het met die oorlog, jare terug, sy die eerste judo wat daar gewees het, volgens oorlewing, was een vrou gewees, sy was ook een man of een of ander verband gehad met ou wat in die army toe was. Sy het een dag het sy een van die generale verlei, en toe die nacht het sy sy kop afgekaam. Nou het ek 'n ander storie wat Ludwig my vertel het. Hulle het mekaar blijkbaar ontmoet in die kar. Hy het dan gevra om trouw te raak in die kar. En nou, die ander ding wat gevolg in die kar, Ludwig, ek wil by jou op. Een gemeene ding, want ons hoop nie, is die alle ding nie, as om weer dinge die huwelik ontdek het gemeen is aan mekaar. En as jy mooi oplet na die twee se name, die tweede en die derde letter, die derde laaste en laaste letter, stem oor 1. So pas meer dinge wat gaan oor eerstem hier is in die lewe. Baie dankie.
Dan by jou slaapmaat van die langs mee. Ja, jaktoelegraamsie, hy is die ceremoniemeester baie aan die jaktoel, dat is gestem het. Dis nie aldag wat ons iemand kry om ceremoniemeester te speel. Dan van Annelies Trotsky en Otpalk vir eerste dag Heldonke, baie dankie vir julle. Ek wil vir al die besoekers wat nog ver gekom het ook sê baie welkom en baie dankie dat julle gekom het. En wil veilig terugry. En ek wil nog my ma en pa net sê, die waarheid my ma en pa sê baie dankie vir die opvoeding wat hulle my gegee. Alles wat al gesê is waar en ons het in 'n wonderlike huis groot geword. Ek sê hulle baie dankie daarvoor. Dan aan Judith, my vrou, dit was snaaks. Maar jy weet baie mooi van klagvaste. Ek is lief vir julle. Baie dankie. Dankie vir hom. Was dit vir Judith vra sien ook 'n woordjie wil gesê? Seker. Die mense, bon appetit, geniet julle kos. Opgepas op alles. Baie dankie julle wel. Mense wat vra stel vir tafel asseblief van die kombuis te weer. Die ons gaan haal. En elkeen het sy bykgas om saam te drink, daar is wyn op beskikbaar.
enige een van hulle sy woonkamer of sy huis se sleutels het, net gou kom terugbring asseblief. Dis 'n regte goed.